Goeiemôre julle almal. Ons kyk vandag na 'n afdeling van taalleer wat ons betekenisleer noem. Die mooi woord daarvoor is semantiek. As hulle dan byvoorbeeld vir jou vra wat is die semantiese waarde van 'n woord, dan wil hulle maar net weet wat is die betekenis van die woord. So dit is goed om te weet dat betekenis en semantiek of semanties, dat dit dieselfde betekenis het. Goed, ons kyk heel eers na sinonieme. Ek weet julle ken sinonieme al van die laerskool af. Dit is woorde met min of meer dieselfde betekenis. As julle byvoorbeeld na hierdie strokie kyk, dan sê meester Neelsie, ek wil jou pa gaan spreek, waar woon julle? En dan sê Neelsie, ons bly langs oom Ben de Tooy. En waar bly oom Ben de Tooy, vra meester? En dan sê Neelsie, hy bly langs ons. So daar kan jy nou mooi sien, dat woon en bly sinonieme van mekaar is. Goed, julle weet ook reeds van antonieme. Antonieme is woorde met min of meer die teenoorgestelde betekenis van mekaar. Nou, daar's baie maniere waarop hulle dit kan vra. Hulle kan uit 'n teks uit vir jou vra, gee die antoniem van 'n sekere woord, of hulle kan in 'n visuele teks ook vir jou vra, dat jy die antoniem van 'n sekere woord moet gee. So byvoorbeeld kan hulle sê, in die spotprent hieronder, tref jy die sin aan, suiwelprodukte se pryse styg ook. Wat is 'n antoniem vir die woord styg, wat dan natuurlik nou daal sal wees. So, solank, dit is baie eenvoudig, is maklik om 'n antoniem te gee vir 'n woord. Jy moet net doodseker maak, jy weet wat beteken antoniem en sinoniem en al die ander goed waarna ons gaan kyk. As jy die term reg het, is dit nie moeilik om die antwoord te kry nie. Goed, en dan kyk ons na homonieme. Homonieme is woorde met presies dieselfde uitspraak en spelling, maar die betekenis verskil. Byvoorbeeld die woord bank, wat na 'n finansiële instelling kan verwys, soos Absa, of na 'n sofa. Ek sit op die sofa en kyk televisie. Selfde woord, selfde spelling, maar binne verskillende betekeniskontekste verander die betekenis van die woord heeltemal. So ook die woord eg, wat kan beteken nie vals nie, of verwys na 'n plaaswerktuig, of dit kan na die huwelik verwys, in die eg verbind. Dan staan ook die woord haweloos, wat betrekking het op die spotprent daarbo. Dit kan beteken sonder skuiling of 'n veilige hawe, wat in die geval van die boemelaar hy kan sê hy is haweloos, of as die seerower sê hy is haweloos, dan beteken dit hy het nie 'n plek om sy skip vas te meer nie. So selfde spelling, selfde uitspraak, maar in 'n ander konteks beteken haweloos heeltemal iets anders. Dan is daar ook die woord leer. Dit kan 'n leer wees waarop ek klim, of dit kan wees ek studeer, of dit kan selfs ook 'n leer in iemand se kous wees. So dit is dan alles voorbeelde van homonieme. Goed, dan kom ons by homofone. Nou homofone se uitspraak is presies dieselfde, hulle klink presies dieselfde. Vandaar ook dan die tweede deel van die woord foon, wat klank beteken. So hulle klink dieselfde, maar dis waar die ooreenkoms eindig, want hulle word verskillend gespel en hulle beteken ook heeltemal verskillende goed. So byvoorbeeld beeste en skape is 'n mens se vee. Dan is daar ook nog die goeie vee, wat terloops met of sonder die deelteken gespel kan word. As mens na jou beeste en jou skape verwys, dan is dit met 'n vee.
As jy na die goeie V verwys, is dit met 'n F. En dan onder, waar jy jou voete afvee op die maatjie, is daar nog 'n moontlikheid, ook met 'n V, terwyl die V, die goeie V, met 'n F gespel word. So alhoewel hulle presies dieselfde klink, verskil die spelling, die betekenis verskil, en daarom is hulle homofone van mekaar. Hulle is ook baie lief om ly en ly te vra. Nou, die een ly met die lang y, is as jy ly omdat jy siek is of swaar kry. Die ander ly met die EI, is as jy iemand ergens heen vat, of leiding neem, of 'n leier by die skool is, of 'n leier in die gemeenskap is. So, dit is dan nou die homofone. Polisembie is so klein bietjie meer ingewikkeld. Dit is wanneer ek dieselfde woord het, die uitspraak is dieselfde, die spelling is dieselfde, die betekenis verskil, maar tog is dit verwant. Soos byvoorbeeld met bank. Bank is 'n finansiële instelling, soos Absa, Standard Bank, FNB, Nedbank. So as ek byvoorbeeld sê FNB is 'n gewilde bank, dan verwys ek na die instansie. Maar ek kan ook sê ek het reg voor die bank parkeer. En dan verwys dit meer na die gebou, alhoewel dit miskien ook 'n FNB bank is, verwys ek nou na die gebou. Of ek kan sê, hierdie tak is 'n baie vriendelike bank. So dan verwys ek na die personeel en nie regtig na die gebou of die finansiële instelling as sulks nie. So ons praat nog steeds van dieselfde begrip, die begrip bank. Maar tog is daar regtig waar 'n betekenis verskil afhangend van die konteks waarna ek dit gebruik. En daar is ook ander voorbeelde waarna jy kan kyk, byvoorbeeld voet. Voet is die onderste deel, so iets kan aan die voet van 'n heuwel wees, of jy kan praat van jou skoene wat jou voet seer maak. Dieselfde met kruin wat boonste deel beteken. Jy kan praat van die kruin van die berg, wat dan letterlik die boonste deel van die berg is, of die kruin van haar loopbaan, wat dan beteken sy die boonste deel van haar loopbaan bereik. Dieselfde met sport, dis nou die sport wat 'n trap beteken, nie rugby en cricket nie. Goed, so, sport kan gebruik word in 'n sin soos die leer se hoogste sport het gebreek toe hy daarop getrap het. Dan is dit die boonste trappie van die leer. Maar jy kan ook sê sy die hoogste sport in haar loopbaan bereik, wat dan eerder verwys na die sukses wat sy in haar loopbaan behaal het, die hoogste punt in haar loopbaan. So, die betekenis, die woorde is verwant aan mekaar, maar hulle het nie presies dieselfde betekenis nie, en dit word dan polisemie genoem. Goed, dan is daar ook paronieme. Nou, paronieme is iets wat hulle nogal redelik dikwels vra in die eksamen. Dit is stamverwante woorde, so hulle het dieselfde stam of dieselfde basis, maar verder verskil hulle in spelling en betekenis. Soos byvoorbeeld as ek die stam ken vat, soos ek ken jou goed, dan kan jy daarvan erken of herken of selfs verken ook neem. As jy die woord kind vat, kan jy kinderagtig daarvan maak, jy kan kinderlik daarvan maak, jy kan kindgerig daarvan maak. By mens kan jy sê menslik, onmenslik, mense of bo-menslik. So paroniem is waar die stam dieselfde is, maar ek vorm verskillende woorde, maar die stam is dieselfde. Nou, hoe vra hulle dit? Hulle kan byvoorbeeld sê, gebruik 'n paroniem van die woord koue uit die strokie in 'n verklarende sin. So, in die strokie word koue dan gebruik
in die sin van die ysige koue wat die weerkantoor voorspel het net warmer temperatuur reënwolke gebring. Goed, so die stam van die woord is koud, so hier het hulle nou al koue gemaak. Nou moet jy aan nog 'n paroniem dink wat afgelei is van die woord koud. So, wat van koulik miskien? My ma is altyd baie koulik in die winter. Hier beteken, jy moet nou net altyd na die betekenis kyk. Hier beteken hierdie koud het nou niks met kou te doen waar ek my kos kou nie. Hierdie, as jy nou in die sin gaan kyk van die ysige koue, dan sien jy dit beteken die temperatuur koud. So dan moet jy 'n paroniem gee waar die basis ook koud is en nie net kou waar jy jou kos kou nie. So ek kon aan koulik dink. Nog een kan miskien verkoue wees, wat ook maar seker van die woord stam koud afkom. So dit is dan 'n paroniem. Die stam is verwant, hy moet dieselfde stam hê, maar dis dan ook waar die ooreenkoms eindig. Goed, dan is hier nog 'n hele paar ander voorbeelde van paronieme. Ek glo nie julle gaan dit op die skerm kan lees nie, maar ek gaan die PDF stuur en dan kan jy bietjie verder lees oor ander voorbeelde van paronieme. Ek wil net na die spotprent verwys waar die ekonomie so swak is dat Kersfees geherstruktureer moet word. En dan sê die takboek, of om die takboek se nek hang daar 'n bordjie wat sê werkloos. So 'n tipiese vraag dan kan wees, vorm 'n paroniem vir werkloos. Goed, so werk is dan die stam en ander afleidings wat ek dan kan maak is, behalwe werkloos kan ek miskien sê verwerk, bewerk, bewerking, werke, werkend. So dit is een manier hoe hulle dit kan vra, of dan natuurlik ook in 'n teks kan hulle sê, gebruik die paroniem van een of ander woord. Goed, maar ek stuur die PDF aan, dat julle dan dit ook kan deurgaan. Nou maar reg, die belangrikste ding in betekenis leer, is dat taal altyd binne konteks gebruik word. En as hulle jou enigstens 'n sinoniem, 'n antoniem, wat ook al vra, dat jy altyd die woord binne die konteks gaan soek. As jy byvoorbeeld nou net die woord bokkie vat, kyk net hoeveel verskillende betekenisse kan die woord bokkie hê. Dit kan 'n regte klein bokkie wees, 'n diertjie. In ons Suid-Afrikaanse konteks kan 'n bokkie definitief na die springbokke verwys. Daar's 'n klein bokkie, pink bokkie, op 'n bokkie op 'n pink agtergrond wat sê baba bokkie aan boord. Dan praat jy van 'n babietjie. Daar staan ook dat bokkie in die Suid-Afrikaanse konteks, behalwe vir 'n klein bokkie, ook jou sweetheart kan wees. So daar's soveel verskillende betekenisse van die woord bokkie. Dis hoekom mense altyd teruggaan na die teks toe om seker te maak binne hierdie konteks wat sal dan sê nou maar 'n sinoniem vir die woord bok of bokkie wees. So maak seker jy interpreteer altyd die vraag binne die konteks waarin dit behandel word. Goed julle, en dan is daar net ten slotte 'n oefening wat ek weer eens wil vra dat julle sal probeer. Ek gaan weer die memorandum oor 'n dag of 2 stuur, maar asseblief probeer dit self en kyk of jy dit kan regkry. Baie sterkte vir julle, bly veilig en gesond en onthou ek dink aan julle en ek weet julle harde werk gaan beloon word. Sterkte hoor, totsiens.